Goeiedag. Al is ons nie fisies saam nie, is ons in die gees saam hier in die Here se teenwoordigheid. So kom ons fokus ons aandag en ons gedagtes op hom. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Te dag en nag oordink. Hy of sy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy of sy is voorspoedig in alles wat hulle aanpak. Amen. Waar jy of julle ook al hierna kyk en luister, ons is in die alomteenwoordige en onveranderlike God se teenwoordigheid. Daarom genade en vrede vir jou, van God onse Vader, die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ek wil begin om vir jou 'n vraag te vra. En dalk is dit op 'n manier 'n ongemaklike vraag, maar gelukkig hoef jy die vraag net teenoor jouself te beantwoord. En die vraag is, hoe geduldig en verdraagsaam is jy? Hoeveel keer sou jy iemand 'n kans gee wat keer op keer misluk? Nou, daar is natuurlik beroepe waarin mislukkings en flaters baie moeilik geduld kan word, want ek dink selfs as jy nou die geduldigste mens wat daar is, dink ek nie jy sal baie daarvan hou dat 'n chirurg jou opereer wat bekend is daarvoor dat sy pasiënte gewoonlik na die operasie begrawe word nie. Of ek wonder of jy bereid sal wees om saam met 'n vlieënier te vlieg wat baie bekend is vir sy noodlandings. Ek twyfel. Maar kom ons kom 'n bietjie nader aan die punt waarheen ek eintlik op pad is. Hoe vergewensgesind is jy? Hoeveel keer kan jy iemand vergewe vir dieselfde herhalende onreg wat teenoor jou gepleeg word? Of as jy keer op keer, kan 'n mens amper sê, te nagekom word op dieselfde manier? Hoeveel keer kan jy vergewe? Hoeveel keer kan jy iemand vergewe wat jou keer op keer teleurstel? Maar ek wil nou dit so 'n klein bietjie omkeer na die ander kant toe. Want Petrus vra natuurlik dieselfde vraag vir Jesus in Matteus 18. Maar, kom ons draai die vraag om. Hoe vergewensgesind wil ons hê moet die Here wees? Hoeveel keer moet hy ons 'n kans gee? En ek het nogal baie daaroor gedink, want dit is nogal ontnigterend op 'n manier as ons daaraan dink, dat die meeste van ons van kleintyd af die Onse Vader gebed bid. En daarin bid ons en ons vra, en baie keer doen ons dit elke dag, en ons vra dat die Here ons moet vergewe, soos ons vergewe. Hy moet met ander woorde vryspreek, soos wat ons vryspreek. Kom ons bid. Here, dankie dat ons op hierdie manier, al is ons nie fisies by mekaar nie, dat ons op hierdie manier by mekaar kan wees. Want ons weet waar ons ook al is en waar ons ook al hierna kyk en luister, is ons in U teenwoordigheid. En Here, dit is U teenwoordigheid wat ons op 'n baie spesiale manier saambind as gelowiges. As U mense wat aan U behoort. En Here, nou is ons by mekaar op hierdie manier, op hierdie virtuele manier, omdat ons graag wil hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Wat die boodskap is wat U vir ons het. En Here, daarom is my gebed dat U vir ons sal help om so ingestel te wees, dat ons goed sal kan hoor en goed sal kan luister. Here, dat U op so 'n manier met ons sal praat, dat ons bewus daarvan sal wees, dat dit die Here self is, wat aan die woord is, en nie 'n feilbare prediker nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ek gaan lees uit die evangelie van Lukas, Lukas 13, en ek gaan lees van vers 1 tot vers 9. Nou juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: Kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie. Kan jy hom uitkap. Ons lees tot daar. My tema vir die boodskap is nog 'n kans. Nog 'n kans. Nou in die Bybel word bome en vrugte word gereeld gebruik as 'n metafoor of metafore om mense se verhouding met die Here te beskryf. In Jesaja 5 byvoorbeeld word die volk as God se wingerd beskryf. En Paulus beskryf heidene wat tot geloof kom as die wilde olyf. En in die bekende Johannes 15, wat die meeste van ons dink ek ken, is Jesus die wingerdstok en ons is die lote. En in Matteus 7 beskryf Jesus ons as bome wat aan ons vrugte geken sal word. En in die gelykenis wat ons nou gelees het van die vyeboom, vergelyk Jesus dan nou mense met 'n vyeboom. Nou die Joodse teologie het oor die algemeen so gewerk. Hulle het gedink, wanneer 'n ongeluk of 'n ramp jou tref, dan is dit jou straf omdat jy gesondig het. Maar dan sê Jesus vir hulle verstaan dit 'n bietjie verkeerd. En dan vra hy vir hulle die vraag of die Galileërs wat Pilatus laat doodmaak het, of hulle dan nou groter sondaars was as al die ander Galileërs? Nee. Of die 18 wat nou doodgeval is toe die toring van Siloam in mekaar geval het, was hulle dan nou groter sondaars as al die ander mense in Jerusalem? Nee, sê Jesus. En miskien onthou jy wat nou na my luister, op 'n keer het die disippels presies dieselfde vraag ook vir Jesus gevra. Want daar was iemand wat blind gebore was. En toe wou hulle weet as gevolg van wie se sonde is die persoon dan nou blind gebore. En toe het Jesus hulle op dieselfde manier geantwoord, net soos wat in die gedeelte wat ons nou gelees het, deur vir hulle te sê dit het nie gebeur as gevolg van enige persoon se persoonlike sonde nie. Maar dan is dit asof Jesus eensklaps, kan mens amper sê, die soeklig in 'n onverwagte rigting swaai. Weg van ander mense af, na sy luisteraars toe, na hulle eie verhouding met die Here. En dan vertel hy die gelykenis van die vyeboom, wat hulle oproep om oor hulle eie lewens na te dink, wat hulle eintlik waarsku en hulle oproep tot bekering. Nou, dit was destyds die gebruik om vrugtebome in 'n wingerd te plant, want dan was hulle beskut en dan het hulle terselfdertyd, die vrugtebome, het terselfdertyd dan ook saam met die wingerd water gekry. Nou Jesus vertel vir ons van so 'n wingerd. En soos in Jesaja 5 simboliseer die wingerd dan die volk van die Here. En die eienaar van die wingerd is God self. En in die wingerd is daar 'n vyeboom. En hierdie vyeboom is daar geplant en hy stel eintlik 'n persoon voor. Dit is die beeld van 'n persoon of 'n individu. Nou die eienaar het natuurlik die verwagting dat die vyeboom sal vye dra. Dis mos logies. Maar eendag stap hy dan daar tussen sy druiwestokke deur tot by sy vyeboom. Dis vye tyd.
Dis vrugdraadtyd. En tot die uiterste teleurstelling is daar geen vye nie. Geen vrug nie. Daar's niks om te eet nie. En dan hoor ons die frustrasie van die eienaar. Want dis nie net asof hy hierdie boom nou eintlik nie 'n kans gegee het nie, want hierdie boom moes eintlik al 3 jaar gelede, lees ons, begin vye dra het. En steeds is daar niks. Jaar na jaar, niks. Vrugteloos kan ons sê. En dan is dit asof die eienaar by die einde van sy geduld gekom het. Sy teleurstelling en sy frustrasie is nou net eens te veel. En dan sê hy vir die tuinier, die boom moet uit. Kap hom uit. Want dis nie net asof hy vir 3 jaar nie vrugte kry nie. Dis veel erger as dit. Dis veel erger, want die boom is eintlik 'n parasiet. Hy teer op die grond, hy teer op die wingerd se beskutting, hy teer op die wingerd se water, en steeds lewer hy niks op nie. En bovendien put hy die grond uit, sê die eienaar. Hy steel nog van die voedingswaarde wat ander vrugdraande bome en die wingerd ook eerder kon gekry het. Nee, sê die eienaar, kap af, my geduld is nou op. Nou, dit is interessant, iemand skryf oor hierdie gelykenis en oor hierdie boom, en dan sê hy, die probleem van die boom was taking up space. En 'n mens kan nogal diep daaroor nadink in terme van hierdie gelykenis. Hierdie boom taking up space, sonder om vrugte te dra. Nou ek dink enige effektiewe boer sou dieselfde gedoen het as hierdie eienaar van die wingerd, want jy kan mos nie goed aanhou en hulle versorg en vir hulle water gee en dan lewer hulle op die ou en niks op nie. So kan jy tog nie boer nie. So kap af. Maar dan neem Jesus se storie, 'n mens kan sê 'n onverwagte wending. En dit word dan eintlik die hoogtepunt of die klimaks van hierdie verhaal, want die tuinier wat natuurlik Jesus self voorstel, gryp nou in. Hy red die boom se lewe. Gee hom asseblief nog 'n kans, vra hy vir die eienaar. Gee hom nog 'n kans. Ek sal aan hom werk. Ek sal aandag aan hom gee. Ek sal hom spesiaal versorg. Ek sal hom diep omspit en ek sal hom kompos gee. En as hy dan nou na 'n jaar nog nie vrugte dra nie, dan kan jy hom maar uitkap. Gee hom asseblief nog 'n kans. Nou alhoewel daar geen waarborg is dat die boom ons nou na 'n jaar sal vye dra nie, gee die eienaar hom nog 'n kans. Nog tyd. 'n Mens kan byna sê genadetyd. Nou ek het aan die begin gevra, hoe vergewensgesind is jy? Maar hier sien ons God se vergewensgesindheid. En Petrus bevestig dit heelwat later wanneer hy sê die Here is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. 2 Petrus 3. So Jesus sê eintlik vir die mense wat hier na hom luister, hou nou op om redes en verduidelikings en sonde in ander mense te soek. Dink oor julle eie verhouding met die Here. Dis waaroor dit nou gaan. Julle is soos vrugtelose vrugtebome. Jaar vir jaar staan julle net daar, vrugteloos in die wingerd. En dan stel Jesus hom aan die Jode bekend as die tussenganger. Die een wat vir God vra om genade te betoon. Om nog 'n kans te gee. En so word hy dan die tuinier met die sagte hart. Die een wat sorg, die een wat omgee, die een met deernis, die een met empatie, die een wat sê, jy het nog 'n kans. Wat sê, ons gaan weer probeer. Ons gaan weer en weer probeer. Omspit, kompos, volgende jaar die tyd, wie weet? Dalk hang die vye swaar aan sy takke. Die gelykenis van die vyeboom sonder vrugte. En my tema, nog 'n kans. Nou hierdie gelykenis was bedoel vir die Jode van Jesus se tyd. Maar dit is ook net so bedoel en net so relevant vir ons in 2023. Ek wil kortliks net 4 perspektiewe oor hierdie gelykenis met jou deel.
Die eerste een noem ek, die Here verwag vrug van sy mense. Vrug dra is mos nou vir 'n vrugteboom vanselfsprekend. Dit gebeur van self. Enige eienaar van 'n vrugteboom, as hy dit die dag geplant het, is dit wat hy te wagte is. Daarom het hy die boom ons nou in die eerste plek geplant. Ons kan dus sê, God verwag vrug van ons. Dis hoekom hy ons, as ek die woord kan gebruik, geplant het. Dis hoekom ons daar is. Ek en jy is nie sommer net hier nie. Ons is nie sommer net hier to take up space nie. Die Here het 'n doel met elkeen van ons. Elkeen van ons word geroep en gestuur as deel van God se groot plan. En daarom moet ons vrug dra, die vrug van die Gees. Ons moet dit elke dag vertoon daar waar ons rond beweeg. Johannes die Doper het al voor Jesus se koms, het hy vir die mense gesê, dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Perskes wys dis 'n perskeboom. Vye wys dis 'n vyeboom. Bekeringsvrugte wys dat iemand tot bekering gekom het. In Lukas 6 vers 43 beklemtoon Jesus dat die vrugte wys watter soort boom jy mee te doen het. En so kan jy nie goeie vrugte van 'n slegte boom verwag nie. Elke boom word aan sy vrugte geken, so sê Jesus. God verwag dat ons goeie vrug sal dra. Maar daar is ook 'n tweede perspektief. Bome sonder vrugte. As 'n boom nou jaar vir jaar niks oplewer nie, dan moet hy uit. Want daar's geen produksie nie. En eintlik is dit ook so, behoort dit ook so te wees met ons as mense. Dit behoort ook so met ons te gebeur. As ons vrugteloos in die wingerd staan, behoort ons eintlik uitgehaal te word. Want 'n vrugtelose lewe beteken eintlik, dit is 'n sinlose lewe. Dis 'n betekenislose lewe. Dis 'n lewe sonder enige effek in die wêreld. Just taking up space. En as daar geen verandering in 'n gemeenskap kom nie, en daar kom geen verandering in 'n land nie, dan beteken dit daar is baie bome sonder vrugte. Ek sien 'n derde perspektief en ek noem dit nog 'n kans, ons tema. Mens kan byna sê onverwags en onverdiend is daar goeie nuus. Goeie nuus vir bome sonder vrugte. Want die tuinier tree in. Jesus die tussenganger. Hy is die verpersoonliking van God se genade. Die een wat ook nou vir jou en vir my sê, daar's nog tyd om vrug te dra. Die tuinier wat sy liefde wys vir bome wat soms sonder vrugte is. Bome wat soms 'n mishoes oplewer. Bome wat soms teleurstellend min of klein vruggies dra. Dis vir sulke bome wat hy Golgotha toe struikel met 'n kruis oor sy skouer. Dis vir sulke bome dat sy hande en sy voete deurboor word. Dis vir sulke bome wat hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Dis oor sulke bome dat hy sê, dit is volbring. En dis vir sulke bome wat hy sê, julle sal krag ontvang. Dis vir sulke bome wat hy sê, julle sal vrug dra. Julle sal my getuies wees. Nog 'n kans. Maar ek sien 'n laaste, 'n vierde perspektief en ek noem dit nog 'n jaar. Die tuinier met die sagte hart sê vir die eienaar, gee die boom nog 'n kans. Gee hom nog 'n jaar. Maar daardie jaar kom ook mos tot 'n einde. Nog 'n kans kom ook tot 'n einde. Ek het dit al by geleentheid vertel, maar ek het 'n klomp jaar gelede die geleentheid gehad om in George by 'n groot Engelssprekende gemeente oor 'n naweek 'n werkwinkel aan te bied. En ek onthou die eerste aand na die eerste sessie, toe breek ons om te gaan tee drink. Toe kom daar 'n man na my toe aangestap met sy krikke, sy bene is afgesit, hy's geamputeer kort van tevore en hy kom staan en praat met my oor die inhoud van dit wat ek in die eerste gedeelte met die mense gedeel het. En toe ons klaar gesels het, toe stap hy na die kombuis toe om ook vir hom te gaan tee haal.
5 of 6 minute later is hy dood. Daar was 6 dokters in die gehoor, 3 van hulle was spesialiste. Hulle kon sy lewe nie red nie. Ander vrouens het sy vrou na hom toe gebring, sy het hom gesoen en hom te huis toe gevat. En hy daar gelê op 'n bank terwyl die paramedici daar by hom was. En ek het so eentjie af in dieselfde bank gesit. Almal was verdwaas en het nie geweet wat om te doen nie. En die volgende oomblik het ek gevoel iemand sit sy hand op my skouer. En ek het omgekyk en ek het 'n jong man gesien, is 'n jong, baie prominente sakeman in George. En hy het gehuil, hy was emosioneel. En hy het vir my gesê, jy moet asseblief nooit ophou om te doen wat jy doen nie. Moet nooit ophou om die evangelie te verkondig nie. Mense moet hoor. Mense moet hoor want die tyd is min. Die kans wat mense kry, gaan verby. As die vyeboom in die verhaal na nog 'n jaar sonder vrugte is, sal die eienaar dit verseker uitkap. Daar kom ook 'n einde aan nog 'n jaar. Daar kom ook 'n einde aan nog 'n kans. 4 perspektiewe, of kan ek miskien maar sê toepassings uit die gelykenis van die vyeboom. God verwag dat ons sal vrug dra. Maar daar is ook vrugtebome sonder vrugte. Maar vir hulle is daar nog 'n kans. Maar nog 'n kans gaan ook eendag verby. Nou sedert ek 'n paar dae gelede daarvan oortuig geraak het dat die Here hierdie gelykenis op my hart lê vir vandag se boodskap, worstel ek al daarmee. Dis vir my 'n moeilike boodskap die. Want hierdie gelykenis is 'n oproep tot bekering. In die afgelope paar dae was dit asof ek aan mekaar wil sê, maar Here, ek preek vir gelowige mense. Ek preek vir bekeerde mense. Ek preek vir mense wat glo soos wat ek glo. Ek preek vir u mense. Maar dit is toe asof die Here my herinner aan jare gelede, toe ek self soekend was, onseker was, en met die okkulte probeer eksperimenteer het. En as Dominee Willie van der Merwe nie by daardie middernagdiens oor bekering gepreek het nie, wie weet waar ek vandag sou gewees het. En dit het my laat dink. Dit het my laat dink, met wie praat Jesus hier in Lukas 13? Vir wie vertel hy hierdie gelykenis? Dis nie vir 'n klomp onverskillige heidene nie. Hy praat hoofsaaklik met Jode. 'n Mens kan maar sê hy praat met God se Ou Testamentiese kerk. Dis vir hulle wat hy sê julle lewens moet verander. Julle moet 'n nuwe identiteit kry. Julle het Pinkster nodig. Moenie uitstel nie. Ek onthou op Hartenbos, ons het daar gebly vir oor jare, het ons 'n uitsonderlike prediker gehad, Dominee Heinie Keiler, en ek dink een van die beste predikers wat ek ooit gehoor het. En wanneer Dominee Heinie gepraat het oor bekering, dan het hy baie keer hierdie uitdrukking gebruik om te illustreer hoe ons uitstel en uitstel, want dan het hy gesê, altyd môre, altyd môre, altyd môre, wag nog 'n jaar, soos hierdie vyeboom. Môre is mos nog 'n dag. Ek sal nie weet nie, maar dalk is daar iemand wat na hierdie boodskap luister en met wie die Here nou praat oor sy of haar lewe. En soos destyds met my, kry jy nog 'n kans, want een of ander tyd gaan dit ook verby. Maar hierdie gelykenis is ook vir mense wat toegewyd aan die Here lewe. Dis ook bedoel vir vrugtebome wat vrugte dra. En miskien dink jy nou, en ek is eintlik redelik seker jy dink nou, nee, maar dit kan mos nie wees nie. Dis tog baie duidelik dat hierdie gelykenis fokus op ongelowiges. Dit fokus op onbekeerde mense. En as jy so dink, dan is jy in goeie geselskap. Want ek het nog nie een teoloog se kommentaar gesien wat hierdie gelykenis anders interpreteer nie. Maar ek dink hierdie gelykenis tref veel verder en veel dieper as net onbekeerdes. Dit tref die kerk, dit tref jou en my,
Dit tref ons as God se gestuurdes, as God se sendelinge. Die gelykenis van die vyeboom gaan oor ons as gelowiges se roeping. Ons roeping om hierdie nog 'n kans boodskap aan ongelowiges, hulle wat rondom ons is, te verkondig. Ek wil waag om vir jou te vra, ken jy ongelowige mense? Ken jy mense wat die Here nie volg nie en hom nie dien nie? Ek dink ons almal ken sulke mense, want ons skuur dag vir dag met hulle skouer. Nou indien dit so is, dan is hierdie gelykenis ook vir ons bedoel. Ek was jare gelede by 'n gemeente betrokke, en ek onthou by een kerkraadsvergadering die aand het ek gesê, of gevra, verstaan ons as kerkraad die konteks waarin die Here ons hier geplaas het as 'n gemeente om 'n verskil te maak? Verstaan ons dit? Verstaan ons waar is ongelowige mense rondom ons? Verstaan ons hoekom is hulle ongelowig? Weet ons watter mense het nog nooit die evangelie op 'n manier gehoor dat hulle daarop kon reageer nie? Weet ons dit? Wat weet ons? En hier is ons as die lig vir die wêreld. En ek onthou die dominee het op 'n stadium so stil geraak en my gekyk. En hy het so half in simboliese taal vir my gesê, wat jy nou besig is om te sê, is dat wanneer hierdie kerktoring val, dan gaan hy mense doodval wat nie die Here ken nie. En daarmee het hy eintlik maar net gesê wat ek probeer sê. Daar's mense wat naby ons lewe, teen aan ons lewe, rondom ons lewe, en hulle ken nie die Here nie. Ons leef in 'n land wat volgens statistiek Christelik is. En dan wonder ek, is Suid-Afrika die beeld van 'n land wat in Jesus se voetspore volg? Is dit wat ons in die pers lees en hoor, is dit die vrug van bekering? Is dit hoe dit lyk? En daarom is hierdie gelykenis ook vir ons. Want die enigste hoop vir ons land, ek het geen twyfel daaroor nie, is God se mense wat leef soos God se mense. Dit lê nie by die politici nie. Hulle bewys dit elke dag vir ons. Dis ons wat moet praat, dit is ons wat moet verkondig, dis ons wat moet teregwys, wat moet oproep tot bekering, wat Christus moet uitleef. Dis ons wat moet bid en die Here smeek vir herlewing, vra dat dit sal Pinkster word in ons land. Want die tyd van nog 'n kans gaan verby. Ek het so in die middel 90er jare 'n groot wêreldkonferensie in Korea bygewoon. En een van die sprekers was 'n baie bekende sendeling uit Indië, 'n Indiër self, groot bekende sendingleier. En hy het 'n storie vertel wat ons almal aan die hart gegryp het, en ek het die storie al in verskillende formate gehoor daarna. Maar hy het vertel van 'n vrou wat langs die Gangesrivier gesit het in Indië. En die Gangesrivier is soos 'n afgod vir die Hindoes. En sy het bitterlik gesit en huil, eintlik meer as gehuil, sy het geween. En daar het 'n sendeling wat in Indië werk by haar verbygestap op die oewer van die rivier, en hy het vir haar gevra, mevrou, hoekom huil jy so? En sy sê, omdat ek so pas my seun geoffer het. Haar seun in die rivier geoffer het. En hy vra, hoekom het jy dit gedoen? En sy sê, omdat dit so sleg gaan met my en my familie. En dit wil net nie beter gaan nie. Ons sal enige iets probeer, maar dit gaan nooit beter nie. Nou het ek die beste gegee wat ek het. Ek het my seun gegee. En toe sê die sendeling vir haar, mevrou, dit is nie nodig gewees nie, want God het sy seun gegee, 2000 jaar gelede. En hierdie ongelowige vrou het gevra, hoekom hoor ek dit nou eers? Hoekom hoor ek dit nou eers? Ek wil vir jou sê, moenie dat mense eendag vir ons sê, waarom hoor ons hierdie boodskap nou eers nie? Jy het geweet, maar jy het my dit nooit vertel nie. Die gelykenis van die vyeboom praat met ongelowiges, maar dit praat ook met gelowiges. Want die tuinier het geantwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap. Amen. Kom
Kom ons bid. Here, ek glo U praat deur hierdie woord van U, hierdie gelykenis van U, praat U met elkeen van ons. Daar is nie een van ons wat vanoggend sy rug op U woorde kan draai nie. En Here, daarom is my gebed dat U ook deur die Heilige Gees die naprediker van U woord sal wees. Dat U sal gee dat dit werk in ons harte. Dat dit werk in ons lewens. Want U gee vir ons nog 'n kans. Ek dank U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Ek bid en ek vra dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou sal wees en sal bly. Amen.